Verduidelik net vir my, net in klein woorde, hoe vat 'n mens jou land terug? Ek kan iemand vir my sê hoe werk regimeverandering? As ons regering nou gebombardeer word, daag ek nou op by die Uniegebou en sê ek is nou hier vir die regime change. Hoe werk dit? Wel, eers is jy daag nie alleen op nie. En daar's so 'n hele Met 'n vorm. paar vriende saamvat. Ja, so 'n vorm wat jy moet invul, is 'n BOM vorm. Jy Maar welkom by hierdie episode van Net Nog Enetjie, waar ons weer lekker gaan gesels oor dinge wat in die wêreld aangaan. So daar waar jy is, luister asseblief saam. As jy by die huis is, skink gerus net nog enetjie, maar liefs nie in die kar nie. Ja, en as jy Iran wou sien, dis dalk te laat. So ons praat oor Trump is in Iran in, gaan dit 'n wen wees of 'n ramp. So, kyk gerus saam. Net nog enetjie is op Apple Podcasts, Spotify en YouTube. Like en subscribe asseblief. Lewer kommentaar. Baie dankie vir almal wat dit reeds doen. Op YouTube is daar 'n thanks opsie. Trek hom asseblief in die rooi. Dit gaan maar swaar daar buite. So elke bydrae help. Baie dankie vir almal wat reeds 'n bydrae gemaak het. Ek is Christel Cornelissen. Ek sê Strydom. Ek is Connie. Ja. En hierdie is net nog enetjie. En dankie soos altyd vir kultuurkafee.com wat ons bierbekers borg. Ek het vandag vir Piet Uys. Nico, wat het jy? Vergeet dit maar dit. En ek is Sarel Silje. Sarel Silje. Ja. Hy lyk redelik omgekrap. Hy is net diep salig. Diep salig. Nou ja, op 'n tramp of 'n ramp. Op 'n ramp. Ek is bang, dit's tyd. Jy kan dit doen. Jy kan dit doen. Jy kan dit nie, ek's 'n bietjie bang, maar jy gaan nie hê dit. Wag nou. Ek het dit. En nou? Great, you like it. Wat maak jy? Ek moet nie wees. Ek moet dit doen. Waarvan praat jy? Hulle sê solidariteit is op almal se lippe. Jy hoef nie 'n tattoo te kry nie. Kom, is maklik, ek wys jou. Hoorie, Jaco. Moenie dit oordink nie. Sluit aan by solidariteit. Vinnig, gerieflik en pynloos. So ons trou nou by dag 6 nadat Israel en die VS of Iran ingeval het en Iran wat dan vergeldings aanvalle van slaapstede het op van die golflande en goed wat sê maar hulle teiken eintlik net Amerikaanse basisse en goed daarso, maar dis nie tans hoe dit regtig lyk nie. Daar het maar op 'n paar ander plekke goedjies geval en goed gebrand en so aan. Ja, en president Trump het nou laaste gesê het maar hy meen dis sover uiters suksesvol, uiteraard die opperleier Ayatollah wat ook in die slag gebly het met alles, en daar was toe nou alweer ander verkiesing gewees, en daar is ook geteken en goed, so Israel en die VSA wat sê, maar hulle maak goeie vordering met wat hulle hier sal wil doen, maar ja, soos ek sê, ons op dag 6, so is hierdie iets wat gaan uitkring, en langer gaan aanhou as wat verwag word. Ja, nee, ek dink dit is ongetwyfeld, dit is klaar, ek dink so daar's 'n paar vreemde goed. Dit hang af wie se doelwit. So Amerika en Israel sê uitdruklik hulle doelwit is nou om regime change te doen. So hulle wil die regering van Iran gaan verander. Hulle het nou 'n paar keer die regering met mag gaan verander. Bedoelde is Ayatollah Khamenei het sy lewe lank gesê heilige oorlog teen die VSA en Israel is wat hy wil hê, en toe op dag 1 uitgecheck. So die ou know when to fold them in kort. Maar intussen, so vir interessantheid net, die Katolieke kies mos 'n nuwe paus met so 'n wit rookie gaan. En die Iranese kies nou 'n nuwe Ayatollah met 'n ander kleur rookie. Ek voel nie. Wat jy sien, maar die het sy tol geëis. Hulle vergader nou aanlyn. Hulle vergader nou is nou Teams goeders, ja. Kyk, die eerste ding is, dit was baie arrogant van Iran, so hulle het aanvaar Amerika gaan net in die nag goeders doen, want dit was hoe dit voor tevore Venezuela gedoen het, en toe hy nou nie wakker word op 'n vliegdekskip nie, toe hy reg is uit, en toe ry hy sommer helder oordag na sy compound toe, en toe al Israel uit. So eerstens, die beweegrede vanaf Israel is dan, hulle het die kernwapenprogram redelik stopgesit, laas jaar Junie, met die B2's, maar Iran het onmiddellik hervat en is sterk op pad na kernwapen toe, maar hulle het die keer lesse geleer. Hulle is besig om geweldig wapens aan te skaf om lugafweergoeders rondom hulle kernaanlegte te sit, sodat hulle nie weer hulle kernaanleg gaan verloor voor hulle kernwapen het. Daar's baie mense wat sê Iran hou vol dat hierdie nie vir 'n kernwapen is nie, dit is vir vriendelike doeleindes. Ja, Iran verryking vir wetenskap en vir wetenskap of kragopwekking, is dit 'n leuen. Ja.
dit is 'n leuen. in kort. Dit is nie Goed, dit is aan die einde van Dit daai is- afdeling. Dit is 'n leuen. dit is die ou So wat wil hulle met hulle kernwapen doen? Hulle wil Tel Aviv bom. Hulle sê dit vir jou uitdruklik. Is wanneer ons hom het, dan gaan ons onmiddellik dit op Tel Aviv gooi. Okay, so nou maak dit vir my sin hoekom Israel vir Iran sou aanval. Is die VSA ingesleep by Israel se oorlog? Hoekom het die VSA hierby betrokke geraak? Ek dink dis 'n mengsel, so Rubio verduidelik. Hy sal sê, "Jong, easy ding, gestel jou buurman, kyk oor die muur en het posters teen die muur wat sê dood aan Connie, herhaaldelik, en hy maak dit vir jou duidelik, hy wag net vir sy geweer om afgelaat te word, dan gaan hy jou kom skiet. En jy sonder geen illusies nie. Nou welkom by dis Iran-Israel se verhouding. En dan sien jy jou buurman stap die dag polisiestasie toe en hy kom terug met hy snaaks vas onder sy baadjie. Ek het gekry daar. Ja, dan is dit redelik om jou vriende te bel en te sê, luister, ek dink my buurman gaan my skiet. En as hulle vra hoekom, dan wys jy net elke liewe publieke toespraak van gaan my nie die afgelope 30 jaar wat sê ek gaan dit doen. En jy sal onverantwoordelik wees om nie op daai punt iets te doen aan hierdie persoon wat jou gaan doodmaak. Nou vanaf Amerika se kant is dit 'n bietjie weird logika. Maar dit sal wees sê, luister, Israel sou ingaan ongeag, hulle het nie regtig opsies nie. As jy in Tel Aviv bly, jy kan nie toelaat dat Iran onaantastbaar raak en dan 'n kernwapen ontwikkel nie, want dit gaan op jou gegooi word. Jy weet. Wie is jou nou die VSA? As jy Israel is. Maar Iran sê altyd dood aan Israel opgevolg deur dood aan die VSA. So dit beteken jy moenie dink dat as hulle een het gaan hulle Israel gooi, as hulle twee het gaan hulle probeer dit in Amerika aansmokkel. Dis nie, hulle maak nie illusies hieroor nie. Dis wat hulle gaan doen. So Israel sal er altyd ingaan. Hulle het basies vir president Trump laat weet, luister, ons het nie opsies nie. Iran is nou swak. Ons moet seker maak ons verwyder hierdie enorme risiko. Maar wat ons weet van Iran is, as ons hulle skiet, gaan hulle julle terugskiet. Weet dit nou maar. So skuif personeel. Julle kan kies, julle kan personeel aan naby skuif, julle kan meer bewapen word, of julle kan saam met ons kom en hierdie ding uithaal. Hierdie groot risiko uithaal, en die VSA het toe opsie 2 gekies. Met Rubio wat reg sê, jong, gestel ons het nie ingegaan nie, en Israel gaan in, en daar gaan 6 soldate dood op Amerikaanse basis in Kuwait. Wat sou gebeur? Dan het julle ons skuldig geblameer, hoekom het ons nie die risiko aangespreek nie? Waarom dan tans ons Benghazi tipe verhore? Hoekom het ons dit nie gedoen nie? So dit is nie lekker opsies nie, maar tussen die twee kies hulle toe die opsie om te sê reg, dan gaan ons eerder die aggressors wees as wat ons nou wag om geskiet te word. Kon ek sê nie gesê vir my vir 'n oomblik, so ek is nou nie 'n regskenner ook verseker nie op internasionale reg nie, maar van die kritiek op hierdie aanval was jy kan nie uit selfverdediging optree as daar nog nie jy kan nie voorkomend uit selfverdediging of in selfverdediging uit of in of vorentoe jy kan nie dit doen nie. So dit sê hierdie ingevolge internasionale reg is dit wat hulle hier gedoen het nie aanvaarbaar nie. Ek verstaan internasionale reg. Dis bietjie tricky, dit raak anders met kernwapens. Dis nou die vraag is, moet jy nou sit en wag dat hulle eers die atoombom gooi voor jy mag optree? En ek kan nie dit koop op daai argument nie. Dit verander die game effe. Die ander een is dieselfde mense wat hierdie goeie sê het 100% dit al gedoen ook. Vir 'n land wat sy eie veiligheid beskerm en sy burgers, dink ek nie die internasionale reg is naaste by so belangrik soos die werklikheid wat hulle kan skep nie. Ja, ek weet, dit is altyd bietjie sleg as mense hulle beroep op internasionale reg, terwyl in Iran regte is nie 'n groot ding vir die deursnee Iranees nie. Iran steur om nie internasionale reg nie. Nee, ek dink hulle steur nie eintlik eens om enige reg behalwe die reg wat hulle Iran befonds Hamas ruiterlike bewapen hulle maak seker dat daar permanente terreuraanval aan Israel is. So dis een moenie te veel wonder, die ander een is wat gaan jy nou doen? Nou gee die strafhof hier soos 'n interdik. En dan as hy missiel aankom, dan gooi hom met die papiertjie. Wat is die plan? Jy mos nie. Maar dit is wat jy sê, dat jy gaan dan 'n sterk bewoorde brief skryf. As ek na die internasionale nuuskanale luister, in die eerste, kom sê 'n paar ure, die eerste 2 of 3 dae miskien, was daar amper 'n simpatie met Iran gewees, maar toe het Iran indiscriminately begin om sy bure aan te val. Ja. En daar was amper so halwe, nou is dit nie meer so lekker. Ek hoor nou myself, jy weet, ek vra van internasionale reg vir die VSA en Israel, en dan is Iran sy bure begin aanval wat eintlik niks met hierdie 'n olieaanleg in Saudi-Arabië was nie noodwendig deel van die oorlog. Dit is nou. Dis hotel in Dubai is opskielik by. So dit kom neer op Iran het basies die Ou Testament gaan lees en toe lees hulle vir Samson raak en toe sê hulle dit klink soos 'n great strategie. Dit is iets om op te let. Wat was die strategie?
is as ek gaan almal. Basies, ek trek hierdie pilare om mense. Wie's die lilla in hierdie storie? Ja, ek sê altyd net aan jou. Wie weet. Nee, dit is 'n baie hoë risiko opsie. Ek is nie seker wat hulle gedink het nie. En to be fair, ek dink nie hulle het gedink nie. Ek dink hulle hoofbevel was uitgewees in die tyd waar daai besluite gemaak word. So jy het nou net random luitenante wat missiele skiet. Daar's nie meer bevelstrukture regtig wat bepaal wat ons skiet nie. Maar hulle sê hulle het basisse voorgemik van Amerikaanse basis in die Golfstate. Voor dit is 'n belangrike ding om op te let is dat die Golfstate dit nie veroordeel het nie. Die aanvalle. Ja, en dat hulle inteendeel Amerika toegelaat het om deur hulle lugruim te gaan, om dit te gaan doen. Wat vir jou 'n bietjie sê van hoe Iran gesien word in daai streek is, dis 'n enorme probleem. Ja, self jou dragging as Ja, hulle is gatvol. Aan kort en Iran het dit nou bewys deur basies te gaan. Maar julle almal wat stil gestaan het terwyl ek geslaan word, julle is net so skuldig en hulle het sommer geskiet het en ek dink hulle taktiek was hopelik sit julle druk op Amerika om op te hou. Maar dit het nie gewerk nie, soos wat enigiemand wat in 'n kroeggeveg jou eie vriende in die gesig begin slaan sal uitvind. Hulle is nie geneig om dan die ou wat jou slaan te gaan asseblief stop, hy gaan my weer slaan. Dis nie heeltemal hoe dit werk nie, hulle gaan net jou ook begin slaan. En Iran is baie naby aan die punt waar Saudi, Dubai en al daai's hulle weermagte gaan inspann en Amerika gaan begin help. En sê okay, ons kan nie meer, ons het nie net soveel wat ons kan afskiet. Nou is daar's nie meer opsies nie. En dit is dalk die ander kant is, my kritiek teen die FSA is, ek dink hulle het die eerste 4 weke mooi beplan, en weer soos in Afghanistan en Irak, nie regtig geplan vir daarna nie. Wat gebeur nou? Nou het jy vir 4 weke, jy gaan Iran se militêre vermoë vernietig. Dit happiness. En daar's nie 'n spesifieke leierskorps nie, so dis bietjie de mekaar. Jou probleem is die oppositie wat jy wil hê moet opstaan, het 'n maand terug het gedoen, en toe die Iranese regime hulle almal doodgeskiet in Kuala. Okay, maar nou het jy sulke klein splintergroepies op plekke, so dit word 'n guerrilla mag, wat jy hoe beveg? Dis die vraag nou, so ergens gaan jy moet troepe op die grond hê. Die vraag is wie se troepe. Israel sê hulle gaan dit doen, hulle gaan troepe instuur, hulle is bereid. Amerika wil dit glad nie doen nie, maar hulle gaan dalk aan moet eindig. Die Golfstate is dalk bereid, of die Iranese mense moet opstaan en sê, maar ons vat ons regering terug, ons vat ons land terug. Verduidelik net vir my, net in klein woorde, hoe vat 'n mens jou land terug? Ek kan iemand vir my sê hoe werk regimeverandering? As ons regering nou gebombardeer word, daag ek nou op by die Uniegebou en sê ek is nou hier vir die regime change. Hoe werk dit? Wel, eers is jy daag nie alleen op nie. En daar's so 'n hele Met 'n vorm. paar vriende saamvat. Ja, so 'n vorm wat jy moet invul is 'n BOM vorm. Jy Ag, maar kon nie, ek is ernstig. So sal dit byvoorbeeld 'n oppositie wees, sal dit betogers wees, soos gewoonlik as jy Venezuela kyk en so voort, dit is meeste van die tyd die oppositie of 'n gemeenskapsleier of iets in daai lyn wat sê, okay man, hierdie is ons moet nou 'n regering vorm en dan kyk wie kan jy bymekaar kry en wie kan jy kry om actually beheer toe te pas op die land. Dis wat hulle wil hê in Iran moet gebeur. Dis wat hulle wil hê in Iran moet gebeur, maar die bekommer is meeste van daai leiers is doodgeskiet deur die regime 5 weke terug in Januarie. Toe hulle wel die protesleiers, oppositieleiers, okay. So nou sit jy net met leierloos aan die oppositiekant, leierloos aan die regeringkant, aan die regimekant, en dit lei na die vraag is wie gaan uitkom, en dis wat ek dink die FSA nie lekker 'n plan voor het. Hulle hoop dit gaan gewone. Jy hoop is nice mense, maar die vorige keer Hope is not a strategy. Ja, ek weet, die vorige keer in Sirië as ook in Irak het dit ISIS geword. Dit is wat daar uitgekom het. En dis ook moontlik dat so maak jy dan eintlik die risiko oop vir 'n tipe staatsgreep ook. Omdat jy dan eintlik nou die powers that be verlam en omdat jy die bestaande vermoë om orde toe te pas, loop jy die risiko dat of 'n maller islamitiese faksie oorneem wat dit is hardpres om maller as Iranse regering te kry, maar daar is dat ISIS uitkom of dat dalk kom die Shah terug in daai faksie, die meer pragmatiese realistiese faksie wat nie dit wat ek lees het hy nie die steun wat nodig is. Maar so ook oor al die kritiek en goed en wat jy nou verwys het na die internasionale reg en goed, so Suid-Afrika se regering het uiteraard ons is daar reageer soos gewoonlik. Ons spoel graag ons mond uit oor internasionale gebeure. En uiteraard ons nou praat oor dit, maar daar is uiteraard gevolge hiervan vir Suid-Afrika. Weer eens net weens 'n paar verskillende goeters. Ons is kwesbaar vir sulke internasionale gebeure in ons ekonomie. Maar ook dan net president Cyril Ramaphosa wat dit veroordeel het en gesê het van die internasionale reg en dan te verder gaan en gesê het maar Suid-Afrika staan gereed om te bemiddel. Ons is soos altyd. Waarmee bemiddel ons?
Ek is nie seker nie. Maar hoekom is En as die hele wêreld in die reënboog slaap. Exactly. Nie Israel of die FSA geniet ons nie. So as jy nou iemand stuur om met jou vyand te gaan praat, moet jy nie dalk maar iemand stuur van wie jou vyand so klein bietjie hou nie. Ek dink Ek dink nie hulle hou van ons baie nie. Nee, hulle geniet ons nie, maar dit is meer die standaard ons moet koffie drink. Ja, definitief tipe antwoord, want Iran het Maar nie nou nie, ons hoef dit ook nie nou vas te Ja, maak. dis al nie. inderdaad net vasmaak. Nee, jong, ek sal jou my mense sal jou mense bel. So hierdie is basies ons wou net graag iets sê, Hoekom wil ons so graag iets sê? want Suid-Afrika se regering kan hulle self nie help nie. Ons wil oor elke ding in die wêreld iets sê. Maar hoekom? Ons Wat ons dink ons is die moreel van die wêreld. Yes, Soos ons ons dink is ons die- gee die passe aan is die Ons is Ja. nie gewete, jy verstaan. Nee, ons is nie die gewete nie. Cornelis Nee. is nie gewete nie. Fakili Mbalula het op Twitter geskryf in die week, jy weet nie, mense moet nie jou vriende vergeet nie. En toe baie skerp kommentaar het gesê, jy weet, maar jou vriende moet ook nie hulle mense voor die voet slag nie. Ja, wel, dit diskwalifiseer vriendskap by jou nie by Fakile nie. Ja, kies 'n maar vriend ek weet wat- nie of ek Fakili se vriend wil wees nie. Nee, Ek nee. verstaan nie watter bydrae ons dink ons het om te lewer nie. Nee, ons dis die ding is ons is die jokkie wat dink hy's 'n Rottweiler basies. Ons dink ons is baie groter en ons blaf. Wat ek snaaks vind is arme Iran ons het onlangs nog het ons weermag hoof hulle gesê ons staan by julle. Ja, hy was in Iran, hè. En ek kan vaar nou sit net hy ouens as jy kan en dan sit net die blue check en dan sien jy direk kan jy kan nie met die profile pic sien nie. Dis nou geblok. Suid-Afrika is nou nie daar nie. So ek neem aan ons weermag man is nie tans in Iran nie. Nee, Nee, hulle nee. is nie. Nee, hulle het inteendeel Dirk se verklaring is ook interessant. Vir die eerste keer noem hulle niemand op die naam nie. Hulle sê dit wanneer ander lande inval, dink ons dis sleg. Ons hou nie daarvan dat mense soms in ander mense se besigheid krap nie. Dis ons mening. So hulle het so 'n bietjie geskrik. Ek dink 'n paar goed wat uitgekom het. Die een is BRICS is lagwekkend. Dit is niks, dis 'n paper tiger 100%, want Iran is in BRICS, as jy reg onthou. Ek onthou dit kon nie. En hulle het moeite gedoen tussen China, Rusland, Indië om so ver as moontlik weg te kom van hierdie bondgenote af die oomblik toe die bomme begin val. Hulle basies gegaan. Alraai, ons werk saam, ons gaan dit teenoor van Amerika wees. Boef, jy's op jou eie. Sterkte. just goodbye. Dat weet ons as dit klaar is en dan gaan ons koffie doen. Luister net gou-gou. So China is hierdie nie eintlik goud vir China nie. Die Amerikaners moes hulle bates in China se agterplaas moes hulle onttrek. Jy weet so onder andere hulle skepe, moes hulle Midde-Ooste toe stuur, so hulle moet daar konsentreer terwyl China net hier agter besig is om homself as 'n supermoondheid te versterk. Hierdie mense skiet op mekaar, hulle wapen voorraad word uitgeput. Taiwan lê daar soos 'n ryp vrug wat gepluk kan word. As En die China Amerikaners is besig. Hulle is so is hierdie besig. nie goed vir China nie. Maar hulle is al reeds, hulle is nog steeds daar redelik naby. So ek weet nie of jy nou jou kans wil waag wanneer iemand reeds in 'n veglustige by verkeer. Ja, vir interessantheid. Die Amerikaanse militêre doktrine van 1945 af is ons moet te alle tye gereed wees om 'n twee-front oorlog volledig te kan beklei. Beteken 'n twee-front oorlog byvoorbeeld nou in Iran en in China. Dit beteken hulle blink op vol konvensioneel in Europa, vol konvensioneel in Japan of in ons moet die vermoë en hulle het. So hulle sal nog steeds die vermoë in China sal dit weet. Taiwan bly 'n kosteberekening vir China altyd. Dis ons wil dit hê, maar is dit die moeite werd om sanksies op ons toe te pas om uit die SWIFT-stelsel uitgeskop te word en ons kan dit nog nie lekker absorbeer nie, so ons gaan nog nie militêr inmeng nie. Ons kyk eers kan ons hulle nie dooddruk voor die tyd nie, want Chinese het een ding en dit is geduld. Ja, nogal. Long game. Ja, daar die verskil tussen meneer Trump en Xi Jinping is, meneer Trump is vir 4 jaar verkies en Xi Jinping tot hy wil. So dit is uit meer tyd. Tot hy klaar is. Hulle het uiteraard ook die militêre vermoë. China. Ja, ek meen dit is Jy is skrikwekkend oor wat daai mense beskik. Ja, hulle het net kyk maar in vergelyking met Amerika taan dit. Dis eintlik mooi om altyd daai parades aan hulle te kyk want Is dit mooi? Wel dis mooi in die sin van dis Dit is uiters robotte en drones professioneel Dit is en kyk is indrukwekkend. dit is Met indrukwekkend. soldate. Ja. Al daai boeties wat daar rondloop. Dit is dis dieselfde ou, die hele tyd. Ja. Nee, dit is vir parades wen wel nie oorlog nie. Dit is belangrik om te onthou. Ja, maar dit lyk mooi. Dit lyk nice. Maar wat oorlog wen is tegnologie en Amerika is myle voor China. So Amerika het basies soos meneer Trump sê die beste weermag in die wêreld. Ja, so vir interessantheid, die grootste lugmag in die wêreld is Amerikaanse lugmag. Tweede plek is Amerikaanse vloot en derde plek is Amerikaanse weermag. O. Wat lugmag betref, wat vliegtuie betref wat kan beklei. Regtig? Ja, regtig. Dit Dit is 'n grappie. Nee, dit is regtig. So wanneer ons militêre vermoë praat is daar's nie
naaste by iets nie. En dit sê vir jou die oorlog teen Iran, die risiko wat Amerika loop is hulle het so 'n bietjie vroeg hulle doelwit gestel en nou word dit amper soos die Hunger Games situasie vir Iran. As hulle een regime ou kan oorhou in Iran na die 4 weke, dan wen hulle nou die kompetisie. Nie heeltemal maar bedoelende is verstaan. dan moet net iets van die regime oorwees, dan het hulle oorleef. En dan gaan hulle baie sterker uitkom en dan gaan dit wees ons het die aanslag van die duiwel gevat en ons het prys betaal Afgeweer, ja. maar het oorleef. Onthou nou ons lag nie oor Khamenei. Khamenei is basies nou Moeder Teresa in die Shiïtiese moslimwêreld. Dit is die ultimate lewe. As jy was die toppriester en jy is as 'n martelaar dood in 'n oorlog teen die kruisvaarders. Dit is die perfekte lewe in 'n Islam Ayatollah se wêreld. So hy as die regime hierdie oorleef, gaan hulle baie sterker uitkom en baie meer teokraties wees as wat hulle van tevore En nie Israel of die VSA kan dit bekostig, né? Nee, want die probleem bly jy kan nie 'n land inneem deur hulle te bom nie. Jy gaan ergens dan moet iemand op die grond. So daar moet boots on the ground Ja. wees, want dit gaan nie Iran kan wees nie, so dit gaan val op Israel. Ja, so die vraag gaan wees wie gaan eintlik die strukture inneem. Israel se weermag gaan wel baie gereg wees want hulle is nou weer in Hezbollah het ook onmiddellik bloed geruik met hulle. Israel nou gaan ons weer in. Die uitdaging lê ek dink die VSA se aptyd gaan opraak. Net weens die feit meneer Trump se ondersteuners het nie baie lus vir nog 'n oorlog in die Midde-Ooste nie. Wat 'n mens kan verstaan. Wat mense kan verstaan, hy het intedeel nogal gehardloop op daai. So hy mag die Republikeinse party aan sy kant kry en dit kan ek verstaan want Iran is al lank 'n enorme kopseer en jy gaan permanent met militêre operasies elke nou en dan om te keer dat hulle kernwapens kry. Dis 'n frustrasie vir die volgende 30-40 jaar. So ek verstaan hoekom hy dit doen. Hy het gesê hy wil nie die kernvermoë Ja. vernietig terwyl hy aan bewind is nie. Hy wil die kernvermoë vernietig Altyd. vir solank Xi Jinping wil Want- regeer. want dan- Dit is forever. Forever basis, want elke president voor hom het ergens met Iran iets moes doen om die Ja. kernprogram te stop, so dit is net 'n nimmer eindigende treadmill waarop jy gaan wees. Trump het in sy stel besluit tot hier toe en nie verder nie, ons stop dit nou hier. Maar dit kan om duur te staan kom. Dit is Amerika maak een misrekening en ek dink meeste westerlinge doen dit ook is jy werk nie met westerse mense nie, jy werk nie met rasionele mense selfs nie. Ek bedoel 'n normale oorlog is een van die kerngoed wat jy opreken, is die ander ou wil ook nie doodgaan nie. Ja. So as ek Maar in op hierdie hom geval skiet, is dood is iets anders. in hierdie geval het jy mense wat geen probleem daarmee het nie, wat wil doodgaan in 'n oorlog. Nou, en dit is die al. So nou is die vraag, hoe beklei jy teen dit? Dis tricky. Die ander een En die is res van die wêreld is vir kwaad as iemand doodgaan wat eintlik okay is om dood te gaan. wat hulle dis die Ayatollah dink ek dit is die perfekte einde aan sy lewe in sy wêreld. In Iran se wêreld is dis presies hoe dit moet wees. As jy gaan dood. Nee, aarde, hoe gaan jy dit dan ooit ophou? Nee, dis hoekom die Midde-Ooste sukkel. Altyd met onstabiel is want die ander een is jy het 'n teokrasie aan bewind wat letterlik hulle is nie verkies nie. Hulle glo vas God het hulle aangestel. Nou is dit dis moeilik. Jy kry nie recounts op daai nie. Daar's nie alright, ons kom in Ja, en dan gaan jy sê God het 'n fout gemaak. Dis die punt, as jy sê die regering moet verander, dis nie dat jy gaan julle regeringsvorm is bietjie effen nie, jy gaan julle geloof is verkeerd. En mense wat vasglo hulle regeer want God het hulle aangestel, soos die konings in Europa destyds, skuif moeilik. Doen moeilik afstand van daai goeters en dit kan nie eintlik nie. En dis jou probleem met 'n teokrasie soos Iran se nou is. Die mense wat ingekoop is in daai regime en gee nie om wie die leier is nie, want die leier is Allah. Dis die leier is God en dan gaan jy beklei tot die einde toe vir die regime. So Amerika het dalk 'n perdjie opgesaal wat aansienlik meer missiele gaan vat as wat hulle dink. Jy gaan moet hierdie ouens gee nie oor nie. Jy gaan moet baie Iranese weermag, personeel, materiaal ensovoorts stukkend skiet en uithaal voordat hulle vermoë op 'n plek is waar jy hoop die ander burgers. Onthou net omtrent so 37% van Iran is aan die Ayatollah se kant. 37%. Is omtrent Islam. Ja, die res is nie. Die res is die ou Persië wat al lank wag om terug te kom. Maar die res moet opstaan en dan oorneem, maar daar's nie aanduidings dat dit moontlik is nie. Op 'n side note is ek hoop desperaat Griekeland raak betrokke dat ons Griekeland Persië die rematch kan sien. 2000 jaar later. Hier is ons weer. Want dit sal nie sleg wees nie, maar dit sê dis 'n uitdaging vir ons hier. Beteken dit wat beteken is 'n paar goed. Die eerste een is petrol gaan duurder word. Alhoewel
kom ons kyk, Iran Petrol het reeds duurder geword, gaan nou baie duurder. Ja, maar dit gaan nou baie duurder word want die oliepryse is op. Iran het daai stryd gaan toemaak vir 'n rukkie, toe sê Amerika, ons sal die tankers vergesel hierdeur, ons gaan toe dat die olie moet vloei. Dit is waar. Die ander ding is, goud gaan duurder word. Ja. En dat beteken sleg vir jou petroltank, teen goed vir jou pensioen wat in goud belê is. Dit gaan opgaan. Maar ek dink jy gaan bevind ons regering is baie meer ontvanklik vir voorstelle van Amerika af. Want Cyril was onder die illusie dat daar reëls is aan hierdie spel en dat ons kan internasionale reg op hulle gooi en dan sit nou soos die skip jou beerdkaart en Uno is reg. Okay, nou moet jy luister. Maar daar's nie reëls in internasionale situasies nie en jy sit met 'n vernoot aan die ander kant wat nou vir jou gewys het. Een van hulle groot troefkaarte is hulle kan militêre mag toepas. Hulle is bereid om dit te gebruik. So as jy stry en as jy regtig halfstarrig raak en 'n groot probleem raak, dan mag jy jouself bevind op 'n vliegtuigskip 2:00 die oggend besig om 'n toebroodjie te eet. Dis nie onmoontlik nie. En is nie dat hy soos 'n once-off nie. Hy is bereid om alles in sy vermoë te gebruik om met jou te onderhandel. Saam met dit, jy het geen bondgenote nie. BRICS is weg. China gaan hulle het nie Iran se kaart in hierdie ding gekies teen Amerika nie. Ja, hulle gaan verseker ook nie ons in kies. Hulle gaan nie ons in kies nie. Jy gaan op jou eie wees as Amerika regtig begin druk toepas. Ek sê nie militêr nie, maar as hulle regtig begin. Rusland het dit daarom veroordeel. Ja, Rusland. Dit is baie lelijk. Ek moet sê, nee, ek het dit geniet. Dus ek sien in my kop so Putin so in die hoek van die kroeg sit met net sê, julle moet praat. Laat ek jou vertel van 'n 3 dae oorlog. En dan aangaan. Wat is Putin het nogal gesê, daar moet altyd diplomatieke oplossing gesoek word. Yes, Karel. Nee, daai is hysteries nou. Anders moet altyd 'n sin vir humor hê. Nee, wat ek dink hy het dit ook uitgelag soos hy dat ding uitstuur. Yes. Tikkel. Nee, jou bondgenote gaan jy nie back internasionaal nie. Ons het nie goeie vriende nie. So jy's op jou eie in Suid-Afrika. Wat beteken die Suid-Afrikaanse regering? Ek dink die penny het uiteindelik so 'n bietjie gedrop dat ons is nie sterk genoeg om hierdie alleen te doen nie. Ons kort vriende en ons een vriend is nou in die knyp. Hy is gebom en Altora skepe wat hier vir die vlootoefeninge was, is intussen gesink. Ja. So jy sit met daai gaan nie 'n vriend wees nie. China gaan ons nie back nie. Rusland gaan ons nie back nie. Cuba gaan sterk bewoorde briewe stuur en dan dokters na die tyd. Gaan baie sleg met Cuba self. Dit gaan baie Cuba sleg. het geen posisie om enige Venezuela, ons ander vriend, gaan ons nie meer back nie. So wie oorbly die res van Afrika gaan ons definitief nie back nie. Hulle hou niks van ons nie. So met ander woorde, ons gaan alleen teen Amerika moet staan as ons nou regtig hierdie fight wil fight. En ek dink net jy kan dit doen en jy gaan die klassieke jy gaan poskaarte kry wat sê ag jy doen so goed wonderlik maar moenie my naam noem as jy dit sê nie asseblief nee dis anonieme bewonderaarsbriewe permanent en vir ons in Suid-Afrika beteken die ANC regering dink ek is meer vatbaar vir druk van Amerika af terselfdertyd soos ons gesê het ons is op die lys, maar ons is laag, ons is onder Iran op die lys. So hulle gaan bly op die lys. Ons bly op die lys. Hulle gaan eers Iran uitsorteer en dan gaan daar reg wie's volgende, nee, wie's volgende op die lys. En dan gaan die druk weer op Suid-Afrika kom. Dit skep wel die geleentheid met die tariewe aan die hof en alles dat ons nou moet 'n deal onderhandel. Nou iets kry dat ons net dalk is dit tyd om soos Italië te maak en van kant te verwissel in hierdie konflik, want dit is belangrik. Maak soos 'n brug en gaan oor na die ander kant. Kom oor dit. Kom oor dit. Ja. Maar ja, op brug. Ja, op brug.